seën van die Here terwyl ons so sit. Geliefdes, Here kom vanoggend aan ons en vertroos ons met die woorde: Ek is vir julle 'n toevlug en 'n beskerming. Ek was nog altyd bereid om te help in die woord. Daarom hoef julle nie bang te wees. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dryf en skerm die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid, ek is nog altyd bereid om te help in nood. Geliefdes, genade, vrede, barmhartigheid van elkeen van julle, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Verlosser, en van die Heilige Gees ons Trooster. Amen. Kom ons sing Psalm 4:6-4, geliefdes, die eerste en die vierde strofe staande. Dit is seker een van die slegste geleenthede wat 'n mens kan beleef is om afskeid neem vir iemand vir wie jy lief is en lief was. Elkeen van ons is hier om ook te simpatiseer, om te troos. Want as dit kom by die dood van 'n geliefde, dan word ons tot stilstand gedwing. En mense moet reflekteer oor jou eie lewe, oor dit wat verby is, oor vandag en dit wat vir ons wag. Soos ons hier by mekaar, as familie en vriende, en hier is baie vriende, en die meeste van julle, wat ek ken, het ek hier Doep en Suzette. Julle het lang pad gestap, en die pad hou nie op nie, maar Doep bly alleen agter. En ons goeie Doep, die Here sal jou krag gee, jou vertroos, jou versterk, jou bemoedig, so ook julle dogters, wat vanavond al weggaan.
elkeen ons eie koers. Geliefdes, dan kom ons bid saam terug en so sê. Ons magtige Here, as ons hier is vanoggend, al die lieflike leer wat U vir ons gegee het, wil ons diepe afhanklikheid teenoor U bely. Here, ons kan nie sonder U lewe nie. Ons kan nie eers een tree gee. Om hierdie Psalm 23 te lees wat vanoggend gaan dien as ons prediking, 'n Psalm wat soos ek ook baie voorlief was. En dit was die laaste Psalm wat ek vooral gelees het in die intensief. Ek het besluit om hy laat my neer lê in groen weivelde na waters waar rus is. Hy lei my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid in sy naam en wil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade leef, sal ek geen onheil vrees nie. Want U is met my. U stok en U staf vertroos my. U berei 'n tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis wees van die Here op 'n lengte van dae. Tot sover. Vers 4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade leef, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my. U stok en U staf vertroos my. Liewe broers, susters, doopie kinders, hierdie Psalm ken ons almal eintlik uit ons kop uit. Seker die meeste gewilste in enige gelowige se lewe. Want in hierdie Psalm word ongelooflike klomp waarhede saamgevat. Dit het deel geword van 'n mens se eksistensie. En die trefkrag lê juis daarin dat hierdie Psalm baie realisties praat oor die lewe. Oor jou en my lewe, ons wat agtergebly het hier in hierdie wêreld. Aan jou kant praat hy van voorspoed, maar ook van teenspoed. Ons ken dit mos. Dan is daar reën en dan is daar droogte. Dan praat hierdie psalmdigter Dawid van die soet van die lewe en die suur van die lewe. Hy praat van pyn en hartseer. En dan praat hy van oneindige vreugde en vrede. Geliefdes, en dit is tog ons werklikheid van hierdie lewe. Dit wissel op net tussen hierdie pole. Ons almal weet is 'n psalm van Dawid. En Dawid weet waarvan hy praat, geliefdes, want hy was lank 'n herder. Hy was 'n skaapwagter voordat God hom geroep het om koning te word oor Israel. Maar nou is die rol omgeruil. Dawid stel homself voor, hy is die skaap en God is sy herder. Ja, die Here is sy herder. Nie omdat Dawid hom gekies het nie, maar omdat God vir Dawid gekies het om sy skaap te wees. Geliefdes, geen skaap kies 'n herder nie. Die herder kies hom, dis sy taak, dis sy verantwoordelikheid. Geliefdes, dit veroorsaak dat ons nie op te vertrou op ons eie ondanighede of vermoëns of kwaliteite om deel te hê aan die liefde van hierdie herder. Nee, ons kan juis tot vrede en rus kom in die volmaaktheid van die herder se liefde omgee vir jou en my, wat agtergebly het en versoos het. Die hoofkarakter natuurlik die herder. Hy alleen is die doener in hierdie psalm. Hy is die een wat oprig, hy is die een wat aktief betrokke is. Hy is die een wat dra, hy is die een wat lei, hy is die een wat versorg. Hy is die een wat omgee. Hy is die een met 'n herdershart. Dis wie hy is. Daar is geen afstand tussen hom en sy skape nie. Daar is betrokkenheid, daar is bemoeienis, daar is 'n verhouding. Hierdie beeld is eie tyds van waar hierdie psalm geskryf is, geliefdes, want is bietjie anders vir vandag as daardie tyd. Die herder het saam met sy skape gebly, hy het saam met hulle gewoon. Hulle het hom geken. Hy het hulle geken. Hy het hulle gesigte geken. Hy het tot hulle stappies geken, want elke skaap is van anders.
Hy het hulle by die naam geken. En dan wat doen hierdie herder? Hy jaag nie hierdie skape aan, soos ons vandag doen, met ons honde in die dier. Hy loop voor, en die skape volg hom. Hulle vertrou hom. Die herder en die skaap het in kohesie met mekaar saamgeleef. Geliefdes, 'n goeie herder sal nooit sy skape gebrek laat ly nie. Maar God se teenwoordigheid is veel meer werklik as dit ooit kan wees. Mag hierdie woorde vandag soos 'n stap wees wat jou en my op die regte rigting hou. En wie ons geliefde is veilig in die herdersaal. Ja, die Here is 'n herder. Daarom sal dit nie bang wees. Geliefdes, en dan kom ons daar in Johannes en ons lees, die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Die goeie herder het reeds op Golgotha vir ons deur die doodsdal gegaan, sodat ons daardie pad eendag maklik gaan vind. Hy het die dood oorwin. En daarom kan die dood ons nie weer terughou van die Here af nie. God bly die gasheer by hierdie feesmaal. Daarom is ons nooit alleen. Nie in hierdie lewe nie, maar hierna nie. Die goeie herder Jesus is saam met ons. En omdat hy saam met ons is, my liewe broers, susters en kind, weet ons, dat net soos hy, ons ook eendag die bande van die dood sal afgooi. Die dood het nie die laaste sê, en soos hy die presiese lewe nie, ook nie in jou en my. Die doodsdal is glad nie meer so eensaam nie. Ja, my broers, susters, daar waar liefdevolle hande nie meer kan help nie, daar waar jou getrouste vriendin of vriend nie meer saam met jou kan gaan nie, selfs in die doodse bande, ja, oral is my God. En is nie wat ek wil. Christus is nie maar net saam met ons in die dood om ons te troos nie. Hy het op die derde dag opgestaan om ons uit daardie dood uit te lei. En hy sal sorg deur sy genade en liefde dat ons op dieselfde pad gaan loop. Geliefdes, die dood wat 'n verskrikking ingehou het, en Jesus vernietig, sodat die dood ons nie meer kan vashou aan sy klippe nie. En aan die ander kant daardie onheil van die dood skyn daar 'n helder lig. Dis die lig van die goeie herder wat ons deur daardie doodsmaal sal lei. En waarheen lei hierdie herder ons, met broers, susters en kind? Ons is op pad na die huis van die Here, waar ons vir altyd sal bly tot 'n lente van dae van ewig. Jesus sê, ek gaan om julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het om julle plek gereed te maak, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle kan weet waar ek is. En dis presies wat God met ons sê. Sy is in die volle teenwoordigheid van God vir altyd en ewig. En dit die mens die hemel. Ons het hierdie saam gesien dat die lewe soms vrolik is op weke, en aan die ander kant donker en hartseer. Maar ek en jy kan vanoggend God loof en dank en prys dat hy die gasheer is van ons lewe hier en later. Dat hy is wat vir ons geluk en voorspoed en vrede bring. Maar ons moet hom ook loof en dank en prys, selfs in donker tye soos hierdie, want hy laat ons nie alleen. Die Here sê nie ons. Hy sal saam met julle hierdie pad loop. Ons moet nie toelaat. En wanneer die vyand kom, lei God die herder nog steeds jou en my gasheer. Hy sal daarin beskerm. En dis 'n rede om God te loof en te prys. Al lyk ons omstandighede nie altyd wat wonders nie. Familie, vriende, mag julle in die tyd wat voorlê troos word deur God se teenwoordigheid en sy gees, maar mag julle ook voorspoed geniet en baie wonderlike dae beleef saam met ons goeie herder. En mag ons ervaar dat wanneer die doodsdae ook vir jou en my kom lê, ons herder ons daar sal kom. Hy sal voor ons die donker bly staan, net soos hy
Ja, soos dit in die wedloopig hart. Sy het 'n goeie wedloop afgelê. Sy het die wenstreep bereik. Sy het gelowig en uitvolgehou. En daar wag vir haar 'n oorwinningskroon wat God self aan haar sal bring. Amen. Kom ons bid saam. Ons Herder, wat sal ons sê? Wat sal ons sê terwyl ons hartseer voel? Miskien alleen. Rustig. Onseker oor môre. Hoe gaan ek dit maak? Wat gaan gebeur? Dan kom jy vanoggend en gee vir ons hierdie versekering. U is by en met elkeen van ons tot die lengte van dae. Niemand kan die teenwoordigheid van ons af wegvat nie. Nie eers die dood nie. Want dit is reeds verslae. So bid ons vir Dobie, die dogters van wie en vriende. Loop saam met hulle op hierdie pad soos jy reeds gedoen het. En jy het op die manier hulle voorberei vir hierdie dag. Ons het nie geweet wanneer om dit te verwag nie. Maar dit maak nie hierdie leemte en seer beter nie. Mense woorde kan dit nooit regmaak. Net nie kan. Gebruik ook ons, Here, om hulle by te staan in die pad vorentoe. Dat ons mekaar se laste sal dra en so uitvoering sal gee in die wet van Christus. Die vaste lewe. Ons Herder roep voor. Luister na sy stem, vra die Here. Ja, Here, maak ons oor in ons hart oop, sodat ons die lig ook kan sien. Wat nie vir ons in die pad ons uit donkerheid laat skyn, sodat ons op eendag daar kan uitkom, waar jy graag wil hê ons moet wees. Dankie, Here, dat niks ons en soos dit kan skei van die liefde wat daar is in Jesus Christus nie. Nie eers die dood nie. Amen. Geliefdes, ons sing staanlik ten slotte waar ons die seën van die Here ontvang. Gesang 590, die eerste en die tweede strofe. Het jy gehoor dat eenmaal hier alles niet sal staan, dat Jesus by sy weerkoms die dood finaal verslaan. 'n Nuwe aarde, hemel verskyn met God se seën. Het jy gehoor en glo jy selfs deur jou twyfel jou. Die eerste en die tweede strofe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die
gemeenskap met die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Dus ek gaan vir Shireen die voorreg gee om ons iets te sê. Familie en vriende, verskoon my dat ek vir Shireen gevra het om dit wat ek wou gesê het namens my te sê. Want ek dink nie ek sal kan praat nie. Ek wil vir die Here dankie sê vir die lewensmaat wat hy vir my gegee het om saam met my te lewe. Op universiteit het ons 4 koshuise saam in een eetsaal geëet, waar honderde studente saam geëet het. Daar het 'n meisie gestap. Ek het haar gesien as 'n trotse en mooi dame. Ek het vir my vriende gesê, daai meisie gaan my vrou wees eendag. Ek het haar nie geken nie. Ek wil vir die Here dankie sê vir daai meisie. Ek het haar leer ken as 'n trotse persoon, gefokus op dit waarmee sy besig was, om te studeer as 'n apteker. Ons ken mekaar 46 jaar. Ons was 43 jaar getroud op 15 Januarie 2026. Wat 'n wonderlike vriendin en vrou wat saam met my die lewe begin het. Sy was 'n goeie invloed in my lewe. Ons twee het saam die lewe geniet. Ons het 2 dogters uit ons huwelik, Shireen en Theresa, wat so mooi soos hulle ma is. Ons het as familie ten volle gelewe. Ons het die lewe geniet. Ek, Suzette en ons kinders het gaan kyk hoe lyk die wêreld. Ons wou na al die wonders in die wêreld gaan kyk. En die grootste wonder was in Israel. Ons het gaan kyk, waar is Jesus gebore? En ons het die pad gestap waar Jesus sy kruis gedra het, waar hy gekruisig is. Ek onthou hoe opgewonde Suzette was om dit te beleef. Ek wil dankie sê vir my 2 dogters, Shireen en Theresa, dat hulle so lief vir my en Suzette is. Ek wil dankie sê dat hulle my ondersteun het met dit wat Suzette getref het. Ek glo ons 3 sal nog 'n lang lewe saam met mekaar kan hê. Ek wil ook vir Rob en Dean sê dankie vir die ordentlike skoonseuns wat hulle is. En dankie vir Shireen en Rob se 2 kinders, Alex en Nicola. Suzette was vir julle baie lief en ek is ook vir hulle baie lief. Aan al my en Suzette se vriende, baie dankie vir al julle ondersteuning. Baie dankie dat julle vir my so goed is en dankie dat julle so lief en goed vir Suzette was. Aan al Suzette se kollegas deur die jare in die aptekersbedryf. Baie dankie vir julle liefde vir Suzette en die mooi boodskappe, soos die boodskap wat sê, Suzette was vir ons 'n groot inspirasie op alle gebiede, 'n rolmodel van formaat, 'n ware lady in totaal. Sy was net 'n eerlike, wonderlike mens. Suzette het 'n paar keer vir my gevra of sy wil na Jesus toe gaan. Ons het hard probeer om haar nog 'n rukkie vir ons te spaar. Maar Jesus se wil het geskied. Wat ek seker nooit sal vergeet, is die dag toe sy gesterf het. Sy kon nie praat nie. Al wat ek gesien het, was trane in haar oë. Groete en liefde, Suzette en Shireen. Dankie, Shireen. Theresa, tegen de bedankt doen namens je familie. Hallo almal. Eerstens wil ons dankie sê vir die liewe hemelse Vader. Dankie vir die wonderlike vrou, mamma, vriendin, wat hy vir ons geleen het. Ons harte is vol van dankbaarheid vir elke oomblik, elke stukkie liefde, elke kosbare herinnering wat ons saam met haar gedeel het.
Sy was vir ons 'n groot seën en ons sal haar altyd met liefde onthou. Haar liefde, wysheid, sagte hart het 'n merk op almal gelos wat haar geken het. Dankie Dominee Barry vir die ondersteuning gedurende hierdie moeilike tyd en vir die boodskappe wat aan my ma gebring is. Dominee se gebede, troos en omgee het vir ons baie beteken en het vir ons krag gegee wanneer ons dit die meeste nodig gehad het. Ons wil ook graag uit die diepte van ons hart dankie sê vir almal wat 'n rol gespeel het in my ma Susie se pad gedurende hierdie moeilike tyd. Die liefde, omgee wat sy ontvang het vir ons baie beteken. Dankie aan Dr. Jacques du Plessis en die personeel van Eugene Marais Hospitaal wat my ma se breintumor-operasie suksesvol laat plaasvind het. Dankie aan Jacques vir die ekstra tyd, geduld en menslikheid wat oom aan ons en aan my ma gegee het. Ons het oom met haar nie net as 'n pasiënt behandel nie, maar as 'n mens met 'n familie wat haar so lief het. Dit het ons ongelooflik baie beteken en sal altyd by ons bly. Ons wil ook ons opregte dank uitspreek aan die onkologiespan by Vereniging met die Kliniek. Die bestraling, sorg wat my ma ontvang het was wêreldklas. Julle diens, professionaliteit en liefde wat julle daarmee hanteer het vir ons baie rustigheid gebring. Aan ICU 1 en ICU 2 by Medikliniek. Dankie dat julle 24 uur elke dag so mooi na my ma gekyk het. Julle liefde, geduld, sagtigheid sal ons nooit vergeet nie. Julle het nie net na haar liggaam gekyk nie, maar ook na haar as 'n mens en ons as 'n familie. Aan al die dokters by Medikliniek. Julle het alles gegee om my ma en julle kollega te probeer gesond maak. Ons is opregtig dankbaar vir elke poging, elke besluit en elke oomblik van sorg. Die Here het 'n ander plan gehad as wat ons gehad het. Ons kon die hartseer in julle oë sien die laaste paar dae. 'n Spesiale dankie aan die apteekspersoneel by Medikliniek wat elke dag by Susie 'n draai gemaak het. Nie net een keer nie, maar weer en weer. Julle het tyd gemaak vir haar, met haar gesels, vir haar gebid en haar laat voel dat sy nie alleen is nie. Sy was baie lief vir julle. Dit het ons harte diep geraak dat die hospitaal haar die bynaam Queen Elizabeth gegee het. 'n Naam wat so mooi pas by die sagte, waardige vrou wat sy tot op die laaste gebly het. En miskien ook daaroor dat ons die hele huis aangedra het na die hospitaal toe. Ek wil ook vir pappa bedank. Pappa, jy het altyd vir mamma die beste gegee. Pappa het haar met soveel liefde, geduld en toewyding versorg en ongelooflik mooi na haar gekyk. Deur alles wat sy moes deurgaan. Ons is trots op pappa en baie dankbaar dat pappa lief en vir die liefde en die krag in hierdie moeilike tyd. Dan Zelda, wat nie vandag hier kan wees nie, omdat sy 'n ander pasiënt moet help. Jy is waarlik 'n engel. Dankie dat jy so mooi na my ma gekyk het en ook na my pa. Veral wanneer ek en my sussie nie daar kon wees nie. Jou omgee, geduld en opoffering beteken vir ons meer as wat woorde kan ooit sê. Jy het baie spesiale plek in ons hart. Angeline, my sussie, baie dankie vir die laaste 2 weke wat jy hier was en ons in die moeilikste tyd ondersteun het. Jy was sterk toe dit swaar was en ons is baie dankbaar dat jy hierdie tydjie saam met mamma ook kon spandeer, al was dit net nie lekkerste nie. Dien en Robbie, dankie vir julle ondersteuning vir die familie en die bystand. Dankie dat jy en Robbie vir my sien. Die sê vir my sê toe laat nie, want ek laat ons net toe nie. Maar dat ons kon kom en my ma kon help en sorg. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Laastens wil ons elke familielid, vriend, kollega en almal in Australië, Kanada en elders bedank vir die gebede, boodskappe, besoeke en ondersteuning.
Ons het elke gebaar van liefde en omgee diep waardeer. Ek het elke boodskap van my ma gelees wat jy gestuur het. En dit het haar elke keer opgekikker. Die mooi boodskappe oor hoe mooi mens my ma is en hoe mense haar kon onthou, het ons diep geraak. Dit het ons laat besef hoeveel mense se lewens sy aangeraak het. Ons kan nie genoeg dankie sê vir die liefdevolle herinneringe en mooi woorde oor haar nie. Sy was werklik 'n besonderse vrou. 'n liefdevolle mamma, 'n trotse vrou, 'n loyale vriendin en iemand wat altyd tyd gehad het vir ander. Sy sal vir altyd in ons harte bly. 'n Laaste dankie is ook vir my ma self. Op die boekmerkie wat julle ontvang het, sal julle 'n protea blom en 'n boodskapie sien. My ma het die protea self geverf gedurende die tyd by die huis en in ICU. Sy het die briefie ook geskryf en wou vir elke persoon 'n blommetjie en 'n woord van dank stuur. Sy het vir ons vertel van haar getuienis dat sy 'n skare mense gesien het wat voor haar gebid het en sy het op Jesus se skoot gesit. Elke keer wanneer haar bloeddruk geneem was, het sy gesê, daar raak die Here nou net aan my. Ons probeer vandag die laaste wens uitleef deur vir julle hierdie briefie van my ma elkeen van julle Susie se laaste kunswerk en haar briefie van dankbaarheid te gee. Dankie. Teresa, maar gaan ek jou bedank. Teresa wat nou baie lank hier was, het sy beter gemaak en toe weer en ek teruggekooi. En as ek daar was, dan was sy daar. Baie dankie, Susie. Geliefdes, ons laas wat gaan optree by die graf is aan Toepie, Dien, Celine, Wissel en Mariaan. Ek wil so vra, geliefdes, jy weet nou die arbeidstelling is op die plaas. En dit is hele eentjie, die van julle wat nie weet nie, wat is nie altyd so goed nie. Ons gaan nou so vra dat, as ons opstaan in die familie, dan eers sal uitstap. En dan, die van julle, dan gaan nie na die tyd nou geleentheid wees, om met die familie te sympathiseer en ons gaan nou plaas te gaan. Want ons moet nog terug Australië toe ook. En dan wil ek vra, die wat julle agterbly, kan die tee of die gnie daar agter. Kom ons vra op wie dat julle opstaan, dat ons na buite sal beweeg. En as julle volgende maar julle het vir die puntkoud gekry, ek 90% van julle weet waar ons op die plaas.